Hallo julle, dankie dat ons weer lekker kan saam gesels, saam kuier, bietjie tyd spandeer saam. My naam is Willem. Dankie dat jy saam kuier. As dit die eerste keer is, baie welkom. Ons is besig om deur Markus te reis. En ons het elke keer onsself herinner dat Markus geskryf is vir die kerk in Rome, kerk wat vervolg word. Mense wat in katakombes wegkruip, in grafkelders wegkruip. Wat as iemand uitvind jy's 'n Christen, dan gaan dit jou lewe kos. Jy gaan doodgemaak word. Markus skryf vir hulle en hy skryf eintlik Petrus se gedagtes. Markus was goeie vriende met Paulus gewees, hy het vir Petrus baie goed geken. Die Christene kruip weg. Paulus is doodgemaak vir sy geloof. Petrus is ter dood veroordeel vir sy geloof. Hy is waarskynlik nou net doodgemaak of die datum is reeds vas. En dan vra die mense wat wegkruip vir Markus om Petrus se gedagtes neer te skrywe, om hulle te help om vas te bly aan hulle geloof. Die meeste van hulle is nie Jode nie, hulle kom net 'n Joodse agtergrond uit. Dit is so maklik om net terug te val na die ou gode toe, om terug te val na jou ou manier van doen. Al as jy as Christen vervolg word. Jy mag nie besigheid doen nie, as jy nie offer aan die keiser nie, jou familie verlaat jou, jou vriende verlaat jou, jy verloor jou werk. As jy Christen is in daai tyd, het eintlik jou hele lewe omgekeer. Dit is soveel makliker om net te sê, okay, 5 jaar terug was ek 'n goeie Romein gewees wat die keiser al die gode aanbid het. Nou het ek vir Petrus gevolg en geglo die goed wat hy vir my sê, maar hy is dood, Paulus is dood. Elke week word nog Christene doodgemaak. Hier is nie moeite werd nie. Kom ek gaan terug. Maar ek gaan net eenvoudig terug. En dan skryf Markus vir hierdie mense. En hy begin deur te sê, hier begin die goeie nuus. Die Romeinse wêreld het die term goeie nuus goed geken. Goeie nuus was 'n term wat gebruik is om te sê die oorwinning is klaar. Die generaal het gewen. Die atleet het gewen by die Olimpiese spele. Hy is op pad terug, so die gevolge is nog op pad. Maar die geveg is klaar. Markus begin om te sê, Jesus het gewen. As jy wonder daaraan om ander gode te aanbid, as jy wonder daaraan om terug te gaan na jou ou lewe toe, Jesus het klaar gewen. Dis die begin, dis nie die einde nie. Christen se lewe is nie 'n lewe wat leef na die oorwinning toe, dat Jesus gaan eendag wen nie. Christen se lewe is gebou op die feit dat Jesus klaar gewen het. Dis 'n historiese geloof. Gebou op iets wat gebeur het, nie iets wat gaan gebeur. Hier begin dit. Goeie nuus, Jesus het klaar gewen. Hy is die seun van God. Die Romeinse wêreld was seun van God 'n term wat gebruik is vir die keiser, die heerser van die wêreld. Markus begin deur vir die mense sê, Jesus het klaar gewen. Hy is die heerser vir die wêreld. En so lyk dit. So lyk dit waar Jesus die seun van God. En dan lees ons vandag van vers 40 af. 'n man met 'n ernstige velsiekte het na hom toe gekom. Die Griekse woord lepros, waar leprosy vandaan kom, die Engelse term vir melaatsheid. 'n Man met 'n ernstige velsiekte het na hom toe gekom, voor hom gekniel en hom gesmeek met die woorde: As u wil, kan u my gesond maak. Jesus het hom innig jammer gekry, sy hand uitgesteek en hom aangeraak met die woorde: Ek wil dit vir jou doen. Word gesond. Net daar het die ernstige velsiekte verdwyn. Die man was gesond. Jesus het hom toe dadelik weggestuur nadat hy hom ernstig aangespreek het met die woorde: Sorg dat jy met niemand langs die pad praat nie. Gaan reguit na die priester. Laat hy ondersoek. Bring die offer wat die wet van Moses vereis vir ernstige velsiektes wat genees is. So sal almal 'n duidelike bewys hê van jou genesing. Maar die man het weggegaan en die nuus van wat met hom gebeur het oral versprei. Gevolglik het soveel mense Jesus begin omring
dat het vir hom onmoontlik geword het om openlik in enige dorp in te gaan. Hy moes buite in afgeleë plekke bly. Tog het mense steeds van oral na hom toe gekom. Ek graag hier met 'n bietjie gesels oor wat julle getref het in hierdie gedeelte, maar voor ek dit doen, wil ek vir julle ietsie oor melaatsheid in daai tyd wys. In the Bible, the word leprosy is mentioned upward of 40 times, depending on the Bible version being used. Julle kan sien ons Afrikaans praat van ernstige velsiekte, waar dit ook die woord leprosy is. Leprosy was common in Bible times, and the many references to it were well understood by those who lived in unsanitary conditions. The main reason why leprosy is talked about so much in the Bible is that it is a graphic illustration of sin's destructive power. Leprosy melaatsheid was 'n teken van wat sonde aan jou doen. Jy vrot van die binnekant af, totdat later duidelik aan die buitekant word dat jou binnekant vrot is. In ancient Israel, leprosy was a powerful object lesson, a lesson of the debilitating influence of sin in a person's life. Het begin binne, later is jou hele lyf vrot. Die mense wat melaatsheid gekry het, is deur die Joodse leiers as die Walking Dead beskrywe. Jy het letterlik gevrot. Jy het geruik na dood. En dit is gebruik as 'n simbool van sonde. As iemand wat in sonde leef, is soos 'n walking dead, is soos 'n zombie. Jy stink van sonde en jy is eintlik besig om net dood te gaan. Die tyd wag net. It's an element that serves to conceptually identify leprosy is its impure character. The more concrete objective expression of this impurity should not be sought so much at the medical therapeutic level as at the social and community level. So die melaatsheid was 'n ernstige siekte, maar die simboliek en die gevolge daarvan was op 'n sosiale en 'n gemeenskapsvlak. Leprosy interrupts vital relationships. Dis wat sonde doen. Dis hoekom leprosy was 'n beeld van sonde. Dit was teken dat sonde maak dat jy vrot word en dat dit jou buitekant begin beïnvloed en dat dit die belangrike verhoudings begin ruïneer. Jou verhouding met God, verhouding met jou man, met jou vrou, met jou kinders, die belangrike verhoudings in jou lewe word deur sonde verwoes. It is indeed anticipation of death in the manner of a tear that makes it impossible to have meetings, friendly contacts, forms of cordiality, and sharing of fatigue as well as of human conversation. The leper is declared impure and so removed from the community. In Leviticus 13 hoor ons hierdie bevel. The leper struck by wounds will wear torn clothing and his head uncovered, veiled to his upper lip. So sy kop moes oop gewees het, hy moes 'n veil gedra het wat sy tot hier gekom het, en dan moet hy oral waar hy gaan uitskree. Onrein, onrein, impure, impure. Hy moes mense waarsku oor homself. Hy moes vir mense keer om naby hom te kom, want hy is vrot. He will be impure as long as evil lasts in him. Melaatsheid was meer as net 'n siekte. Dit was 'n teken van onreinheid. He is impure, he will be alone, he will live outside the camp. Beyond the merely physical symptoms and manifestations of leprosy, the Bible incorporates a level of symbolic depth to its discourse. Biblical leprosy often symbolizes sin, impurity, and isolation, with its healing representing divine forgiveness, cleansing, and restoration. The ability to be cleansed from this disease then becomes a powerful metaphor of hope, redemption, and reconciliation with God. Selfs met mekaar, wat tref jou in die interaksie wat Jesus met die melaatse man
Wil ek lekker met mekaar 'n bietjie gesels oor hierdie aangrypende gedeelte. Ek wil graag so 'n paar gedagtes van my kant af deel. Dit is aangrypend dat die man met die velsiekte na Jesus toe kom. Dit oortree al die reëls. Die reëls sê, as jy melaatsheid is, moet jy van mense af wegbly. Jy moet buite die dorp bly. Jy moet so van mense af wegbly, dat jy hulle moet waarsku om nie naby jou te kom nie. Dis teen alle Joodse godsdienstige reëls vir die man om na Jesus toe te kom. Dit moes 'n deur gewees het wat geblok gewees het, en niemand moes hom toegelaat het om naby Jesus te kom nie, en Jesus moes van hom af pad gegee het, die oomblik wat hierdie man so vuil is, wat die simbool van sonde is, naby Jesus kom. En tog doen die man dit. Tog oortree hy al die reëls, alle mensgemaakte reëls, om by Jesus te kom. Dis waar hy wil wees. Dis geloof. Geloof is om te sê, ek vertrou Jesus so baie, dat as ek reëls moet breek om by hom te kom, as ek mense moet kwaad maak, as ek deur mense verwerp moet word, as ek uit my comfort zone uit moet gaan, om by Jesus te kom, dan gaan ek dit doen. Sy geloof is so groot, dat hy na Jesus toe kom en hy vra. Hy eis nie. Hy kom na Jesus toe en sê, Jesus, U kan my gesond maak, maak my gesond. Ek eis dit. Ek eis dit in U naam. Ek eis dit op U beloftes. U sê in U woord, U sal dit doen, en daarom, doen dit nou vir my. Dis nie wat die man doen nie. Die man eis nie gesondheid nie. Hy eis nie 'n wonderwerk nie. Hy beproef God nie. Hy sê nie vir God, U kan dit doen, so kom aan, wys vir almal. Dis wat die duiwel doen. Dis wat die duiwel met God werk. Geloof is nie om na Jesus toe te kom en te sê, Here, ek weet U kan, doen dit. Here, ek weet U kan kanker gesond maak, daarom op U beloftes eis ek nou dat U hierdie mens gesond maak. In die naam van Jesus word gesond. Nee, dis nie geloof nie. Dis manipulasie. Dis om God te beproef. Die Bybel sê uitdruklik, ons moenie God beproef nie. Nie vir God sê, U kan dit doen, doen dit, laat ek sien. Man kom en hy smeek. Here, U kan my gesond maak. Ek weet dit. Wil U? U weet beter as ek. Die vraag is of jy dit kan doen nie. Asof jy dit wil doen. En as jy nee sê, dan weet ek dat U wil is beter as my wil. En dan is dit okay. En dan sal ek met die gevolge dra. As U vir my sê nee, ek gaan jou nie gesond maak nie, dan gaan ek aan met my melaatse lewe. Want dit gaan nie oor U moet as U kan nie. Gaan oor U weet beter. Daarom wil ek vir my lewe hê wat U wil. Al is dit siekte, al is dit melaatsheid, al is dit vervolging vir my geloof, al is dit ek word hierdie week vir die leeu's gegooi, al is dit ek word siek, al is dit ek verloor my werk, al is dit my vriende gee pad, al is dit ek word bankrot verklaar, al is dit ek verloor alles. U kan. Dit weet ek. Ek is tevrede met wat U wil. 'n wonderlike voorbeeld hiervan in die Ou Testament waar Daniël in Babel is, in Persië is. Nou word sy 3 vriende, dan word gesê die koning moet aanbid word. Dan doen Daniël se 3 vriende dit nie, en dan vat die koning hulle en sê, ek gaan julle in 'n vuuroond gooi.
As julle my nie aanbid nie, gaan ek julle in die vuuroond gooi. Julle verbrand. Die vuuroond was so warm, dat die mense wat die ouens ingegooi het verbrand. En dan sê Daniel se 3 vriende, my koning, ons weet, God kan ons red. Maar selfs al doen hy dit nie, sal ons hom steeds aanbid. Vraag is nie, kan God? Vraag is ek tevrede met wat God wil? Selfs al beteken dit ek word in 'n vuuroond doodgebrand. Selfs al beteken dit ek is melaats. Selfs al beteken dit my lewe stort in duie. En daarom gaan ek anders met God praat. Ek gaan nie eis nie. Ek gaan vertrou. Here, as U wil, kan U vir my werk gee. As U wil, kan U my gesond maak. As U wil, kan U my hele lewe omkeer. Maar selfs al doen U dit nie, gaan ek U aanbid, want U weet beter, en U wil is beter as my. En dan net aangrypende woorde, Jesus het hom innig jammer gekry. Die Grieks is so 'n mooi woord, want die Griekse woord wat innig jammer, kom vanuit die Griekse woord vir jou ingewande. Jesus se ingewande het beweeg. Jesus kry vlinders op sy maag. Jesus se maag begin te beweeg oor hierdie man. Dink 'n bietjie oor wat dit beteken. Dat ons 'n God het wat jou so jammer kry, wat jou so lief het, dat hy vlinders in sy maag kry oor jou. Hy nie net kies en verstaan en dink dat hy dit voel. Ons sou dalk sê, in ons tyd Jesus begin bokspring. Jesus se hart het begin vinniger klop. Jesus se hart het iets begin voel. Liefde. En dan doen Jesus die ondenkbare. Hy raak jou aan. Kyk mooi die volgorde. Markus sê nie, Jesus maak hom gesond en raak hom aan nie. Jesus wag nie tot hy gesond is nie. Jesus vat aan hom terwyl hy nog vuil is. Terwyl hy nog vol sonde is. Die woord vir aanraak is die Griekse woord hapto. In die rekenaarwêreld word gepraat van haptic feedback, waar jy iets kan vat. Party skerms kan jy 'n skerm vat, want hy het haptic feedback. Jy kan hom voel, jy kan hom druk. Maar die Griekse woord vir hapto beteken nie net voel nie, dit beteken ook om aan die brand te steek. Jesus se hart bokspring oor hierdie man. Dan vat hy 'n vuil man. Hy brand hom skoon. Hy steek hom in die brand. Nou grypend dat in die Grieks staan nie hy maak hom gesond nie. In die Grieks staan daar, hy maak hom skoon. Hy was hom skoon. Melaatsheid was gesien as sonde. En net God kan jou sonde afwas. Kan jou skoon maak, kan jou rein maak. Melaatsheid maak dat jy onrein is, dat jy vuil is. Jesus kom en hy maak hierdie man skoon. Hy was hom skoon. Ek is mal oor hierdie foto van iemand in 'n waterval. Maar dis my die prentjie wat ek hier kry, is God was jou skoon en hy hou aan om jou skoon te was. Hoe maklik is dit om onder 'n waterval te staan en weer vuil te word? Hoe word jy vol modder? Hoe word jy vol stof as jy permanent onder 'n waterval staan? Dis wat Jesus kom doen. Hy kom was jou skoon, hy kom brand jou skoon. Hy kom vat die sonde weg. Die oorsaak
dat jy vrot word, die oorsaak dat jou buitekant verkeerd is, dat jou verhouding skade kry, dat jy nie 'n verhouding met God het nie, dat jy 'n verhouding met jouself het nie. Dis kom vat dit weg, om was dit skoon. Begryp dat die Bybel sê, Paulus skrywe dat Jesus gekom om die sonde te oorwin. Jesus gekom om die sonde aan die kruis vat te spyker. Nie my sondes nie, nie jou sondes nie, die sonde, die oorsaak van vuilheid. Beeld wat in my kop staan is van iemand wat in 'n dam besig is om te verdrink. Die water in die dam is sonde. Die punt wat ons moet kry is nie dat Jesus inspring en jou kom uithaal en jou in die wal sit nie. En dan kan ek weer inspring. Die punt wat ons moet kry is dat Jesus kom tap die dam leeg. En ek kan nou maar inspring. En ek gaan dalk 'n bietjie vol modder wees en ek gaan dalk 'n bietjie vuil word. Maar ek kan nie meer verdrink nie, want die sonde is oorwin. Daarom sê Jesus sy disippels, iemand wat in my glo, hoef nie weer gewas te word nie, hoef net jou voete te was, want jou voete gaan nog vuil word in hierdie modderwêreld. Maar jy kan nie meer verdrink in sonde nie, want jy het jou skoon gewas. En dan stuur Jesus hom dadelik weg. Dink 'n bietjie oor wat vir hierdie man sou beteken. Sy hele lewe lank moet hy weg wees van mense. Sy hele lewe is 'n alleen lewe, is in die veld. Hy mag nie naby mense kom nie, hy mag nie naby huise kom nie, hy mag nie naby dorpe kom nie, hy mag nie naby geboue kom nie. Hy moet wegbly van alle mense af. En hier word hy gesond. Sy natuurlike geneigtheid sou wees, hier wil ek bly, ek wil by Jesus bly, ek wil by sy mense bly. Jesus sê, gaan weg. Jou gesond gemaak, gaan nou in die wêreld in. Gaan wys nou vir die regte mense dat jou lewe verander. En hy sê vir hom, bly stil. Moenie almal gaan vertel dat ek jou melaatsheid weggevat het nie. Ek het nie gekom om bekend te staan as die wonderwerker nie. Ek het nie gekom sodat mense na my toe kom sodat ek hulle kan gesond maak nie. Ek kom sodat mense kan skoon wees. Dat hulle verhoudings kan herstel. Ek wil nie mense om na my toe kom vir wat ek vir hulle kan doen. Ek soek nie mense wat kerk toe kom want hulle is siek. Ek soek nie mense wat nooit met my praat nie, maar as iets verkeerd loop, dan begin hulle skielik te bid en dan wil hulle skielik kerk toe kom en dan moet ek skielik hulle lewe vir hulle uitsorteer. Ek soek nie mense wat ver van my lewe, maar as dinge begin skeefloop, dan begin hulle met WhatsApp groepies en kringgebed en dan moet ek skielik begin wonderwerke doen, want ek is die een wat dit kan doen nie. Bly stil. Dis nie ek wil hê mense moet my leer ken nie. Ek wil nie mense moet my leer ken deur die wonderwerke nie. Ek wil nie mense moet leer ken deur die verhoudings. Ek wil nie mense moet my leer ken deur die innig jammer kry. Deur my hart. Van reguit priester toe. En wys vir die priester. Hoor wat moet gebeur in Levitikus 13. Nou, miskien net konteks, so in daai tyd was daar baie sinagoges, en mense in 'n sinagoge gaan aanbid. Sinagoge het nie 'n permanente leermeester gehad nie. Sinagoges het 'n sinagoge oppasser gehad, en daar was rondreisende rabbies, wat as hulle die Saterdag in 'n dorp was, hulle het die sinagoge gepreek. Maar priesters was nie aan sinagoges verbind nie. Priesters was vanuit hulle afkoms, as Lewiete, nasate van Aaron, en daar was 24 priesterfamilies. Elke priesterfamilie het 'n 2 weke diensbeurt in die tempel gehad, en dan as hulle diensbeurt klaar is, het hulle teruggegaan na hulle tuisdorp toe. En dan het hulle daar gebly, en hulle was die regters en die magistrate in die dorp. Hulle het nie in 'n sinagoge gaan preek nie. So vir 2 weke was hulle in Jerusalem, die res van die tyd was hulle oral oor Galilea versprei. So gaan na die priester toe.
Wys vir hom dat jy skoon is en laat hy die regte dinge doen. En wat moes hy doen? Luister wat sê Levitikus 13. Die Here het vir Moses gesê, die volgende instruksies moet gevolg word deur mense wat gereinig word na 'n aansteeklike velsiekte, in die Hebreëus melaatsheid. Persone wat gesond geword het, moet na die priester gebring word. Hy sal hulle by 'n plek buite die kamp ondersoek. As die priester sien dat iemand gesond geword het van die melaatsheid, sal hy 'n reinigingsseremonie uitvoer. Die priester moet dit doen met 2 eetbare wilde voëls. Letterlik 2 rein voëls. Voëls wat jy mag eet. So tipies duwe. 'n stukkie sederhout. Sederhout was gesien as die koning van houte. Dit was die hout wat Salomo gebruik het in die tempel. 'n Rooi pers lap, rooi pers die kleur van konings, en 'n hisoptakkie. Hisoptakkie was die takkie waarmee die bloed in Egipte aan die deurkusyn gesmeer is, gesorg dat die oudste seuns nie doodgaan nie. Hisoptakkie was ook die takkie waarop die suurwyn vir Jesus gegee is aan die kruis, wat hy gedrink het, voordat hy gesê het, dit is volbring, dit is gedoen. Priester sal dan bevel gee dat een van die voëls oor 'n kleipot met vars fonteinwater geslag moet word. Hy sal dan die lewende voël saam met die stukkie sederhout, die rooi perslap en die hisoptakkie vat en in die bloed van die voël wat geslag is dompel. Priester sal ook van die dooie voël se bloed vat en 7 keer sprinkel oor die persoon wat gereinig moet word. Priester sal dan die persoon rein verklaar. Aan die einde van die seremonie sal die priester die lewende voël vrylaat sodat hy in die oop veld kan wegvlieg. Die simboliek is die priester vat die sonde en een voël gaan dood vir die sonde en die sonde word op die lewende voël oorgedra en die lewende voël vat die sonde weg. Hy vlieg weg met die sonde. Sal dit gebeur op dag van versoening met die sondebok. 2 bokke is geslag, die sondes van die volk is oorgedra op die sondebok, en die sondebok is in die woestyn ingestuur om die sonde weg te vat. Persone wat gereinig word met die reinigingsseremonie voltooi deur hulle klere te was, al hulle hare af te skeer en in water te bad. Dan sal hulle rein wees en mag hulle weer na die kamp terugkeer. Hulle moet egter vir nog 7 dae buite hulle tente bly. Op die 7de dag moet hulle weer al hulle hare afsny, buite in die baard en wenkbroue. Dan moet hulle klere was en ook in water bad. Dan sal hulle rein verklaar word. Hierdie persoon wat melaatsheid gehad het, die priester moet ondersoek en sien jy is skoon, dan moet hy 'n seremonie ondergaan om te sê die sondes is nou weggevat en oorgedra op 'n ander lewende wese, 'n duif. En die duif wat nou die sondes van die man het, vlieg weg. Vat die sondes weg. Dis wat Jesus kom doen. Maar wat doen die man? Die man het weggegaan en die nuus van wat met hom gebeur het oral versprei. Jesus sê vir die demone, hulle moet stil bly en hulle luister, dat hulle weet wie Jesus is en hy het hulle oorwin. Hulle kan nie anders as om te luister nie, want hy is die koning van die wêreld. Maar dis nie hoe Jesus met mense werk nie. Jesus dwing nie mense nie. Jesus nooi. Hy sê vir die man, jy mag nie vir mense vertel nie. Maar hy los die keuse. En die man luister nie. Verkeer is dit ek en jy weet wat Jesus sê. Luister nie. Hierdie man het waarskynlik gedink hy doen 'n goeie ding. Hier's iemand wat melaatsheid gesond maak. Miskien is dit die Messias, miskien is dit die Heerser. Kom ek vertel vir almal. Jesus sê, moenie dit doen nie. Maak nie saak of dit vir jou sin maak nie. Maak nie saak of jou kop vir jou sê, hier is die regte ding of hier is die verkeerde ding. Doen wat Jesus vir jou sê, selfs al maak dit nie sin nie. Vertrou hom. Doen die regte ding.
sin maak of nie. Gevolg daarvan is dat Jesus vir die verkeerde redes beroemd word. Hy kan nie meer in die sinagoges gaan leer nie. Hy kan nie meer besig wees met die regte dinge nie. Jesus moet wegkruip. Die rolle word omgeruil. Die man wat moes wegkruip van mense en in die verlate plekke bly, kan nou tussen mense wees, en Jesus wat tussen mense kon wees, moet nou gaan wegkruip. Kere luister ek nie vir Jesus nie. Die gevolg is, Jesus moet wegkruip. Kere doen ek die verkeerde ding. Dink ek doen die regte ding. Volgens Jesus moet wegkruip. Volgens Jesus word uitgedryf en weggesteek. Wat het gebeur? Kom ons luister, kom ons dink. Man oortree die reëls om by Jesus te kom. Dis so belangrik dit vir hom is. En hy skreeu jammer. En Jesus wil hom skoonmaak, hy wil die sonde wegvat, nie net kom ek sorg dat jy gesond is nie, kom ek maak jou skoon. Want ek is nie bang vir jou vuilheid nie, ek is nie bang vir jou sondes nie, ek is nie bang vir jou verlede nie. Ek en jy kan na Jesus toe kom, maak nie saak hoe vuil ons is nie, maak nie saak hoeveel sondes daar in ons lewe is nie, maak nie saak hoe sleg ons dink ons is nie. Jesus is nie bang vir ons nie, Jesus bly nie weg van ons, hy vat aan ons, selfs nog voor ons skoon is. Jesus sê, julle het my nie gekies, ek het julle gekies. God het ons eerste lief gehad. God het ons eerste gekies. Ons het ons eerste jammer gekry. God se hart het eerste oor ons begin beweeg. En God het ons kom aanraak, terwyl ons nog vuil was. Paulus sê, God het na ons toe gekom terwyl ons nog sondaars was. Nou was hy ons skoon. En nooi hy ons, het sê, volg my, loop my pad, kom agter my aan. Ga jy nie dwing nie, jy kan kies om die verkeerde dinge te doen, jy kan selfs kies om dinge te doen wat Jesus is, gaan skade aanrig. Jy kan by jou werk kies, en jy kan dinge doen, en jy kan sê wat Jesus skade aanrig. En jy kan by jou skool, en tussen jou vriende dinge kies, en sê, en doen, en stil bly, en nie doen nie, wat Jesus skade aanrig, en hom uitdryf, en hom wegjaag. En Jesus gaan nog steeds vir jou lief wees. Jy nog steeds skoon was, en jy nog steeds nooi, doen die regte ding. Selfs met mekaar, wat tref jou?